Ek moet vandag vir jou iets sê. Soos Petrus op Pinkster opgestaan het en getuig het van Yeshua, net so kan ek vandag nie stil bly nie. Want ek behoort aan hom en ek sal van hom getuig totdat ek my kop neerlê. Hy is die Alfa en die Omega, die Alef en die Taf, die eerste en die laaste. Hy is die bewaarder van die skepping, die argitek van die heelal. Hy is gister, vandag en môre dieselfde. Hy is onoorwonne. Hy was gewond, maar sy wonde het genesing gebring. Hy was deurboor, maar daardeur verlig hy my pyn. Hy was vervolg, maar hy het vryheid gebring. Hy was dood, begrawe, maar hy het lewe gebring. Sy graf is leeg. Hy het opgestaan en dit het krag gebring. Hy het opgevaar en dit bring vrede. Die wêreld kan hom nie verstaan nie. Leers of amies kan hom nie oorwin nie. Skole kan hom nie verduidelik nie. Leiers kan hom nie ignoreer nie. En niemand kan hom vervang nie. Hy is die lig, hy is die brood van die lewe. Hy is die lewende water. Hy is die deur, hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Hy is die bouer, die goeie herder, ons hoëpriester, my leermeester. Hy is die ek is en hy is vir ewig. Hy is die Messias, die gesalfde priester, profeet en koning. Hy is heilig, hy is regverdig, hy tree in vir my by Abba Vader en op sy hand is my naam gegraveer. Hy is my verlosser, my vrede, my alles. Sy las is lig, sy liefde is onvoorwaardelik, sy hartsbegeerte is my hart. Hy sal my nooit begewe of verlaat nie. Hy sal nooit sy afspraak met my kanselleer nie. Wanneer ek val, tel hy my op. Wanneer ek misluk, vergeef hy my. Wanneer ek honger of dors is, voorsien hy. Wanneer die pyle kom, vou hy sy vlerke om my. En die dag, as ek my kop neerlê, sal hy my na sy huis toe dra, die huis wat hy vir my voorberei het, waar elke traan opgevang is, waar hy vir my 'n nuwe naam op 'n wit klippie sal gee. Hy het sy koninkryk verlaat, hy het met sy lewe betaal vir my, en dit is aan wie ek behoort. En weet jy wat? Hy wil ook vir jou alles wees. Hy wil hê jy moet weet, jy is uitgesoek. Hy wil hê jy moet weet, jy is totaal vergewe. Hy wil hê jy moet weet, jy is gekies. En hy bid dat die oë van jou hart sal oopgaan, sodat jy sal sien hoe kosbaar, waardevol en uniek jy is vir hom. Petrus het die evangelie van Yeshua verkondig in Handelinge op Pentekost. Hy 3000 mense het diep in die hart is getref. Hulle het Petrus gevra, so wat moet ons doen nadat hy Yeshua verkondig het? En Petrus het geantwoord, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Yeshua Messias tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dieselfde vraag staan vandag voor jou. Wat gaan jy doen? As hierdie boodskap jou hart geraak het, deel dit. Verkondig sy naam. Iemand in jou netwerk wag op hierdie woorde vandag. As jy vir die eerste keer gereed is om te sê, Yeshua, ek gee my lewe aan U, tik, ek is gereed in die kommentaar. Ons bid graag saam met jou. En onthou, staan op, jy is geroep vir 'n tyd soos nou.